huis van die Here. Ek kan die sitplek neem. Ek is dankbaar en bly om vanaand saam met die kan wees en saam die naam van die Here groot te maak. Ja, die kel bevat die keer ons getal, ons is dankbaar vir elkeen wat hier is vanaand. En ek glo God het 'n afspraak met elkeen van ons vanaand. As jy Bybel saam gebring het, laat ons gerus na Jesaja 43 toe ons vandag die tweede vers saam lees. Hy sê as jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. En as jy deur die vuur gaan, sal jy nie geskroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg ek vanaand na U toe te kan kom. Om te kan sê, Abba Vader, want U is ons Vader. Dankie vir die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat U vanaand sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom van ons toe met die liefde en die genade. En dankie dat ons weet, Here, U is met ons elke oomblik van die dag. Ons wil U loof, ons wil U eer, ons wil U verheerlik, want daar is niemand so skoon in Jesus nie. Aan U kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte in Jesus naam. Amen. Kijk gou vir jou langs en sê van ons gaan weerkom. Dan is dit net 'n preek, ons sal nie weerkom. Amen. Ek wil vanaand so 'n bietjie met jou praat oor die gedagte, ons sal hierdeur kom. Ek weet nie of as jy al op 'n stadium in jou lewe, in omstandighede, of op 'n sekere plek in jou lewe, wat dit vir jou voel, ek weet nie hoe ek dit gaan maak nie. Ek weet nie hoe ek gaan neerkom nie, ek weet nie wat gaan ek doen om aan die ander kant uit te kom nie. Ek weet nie wat ek gaan doen om uit hierdie omstandighede uit te kom nie. Ek het hierdie week met iemand gepraat en die persoon se denkrigting was, ek sit vasgevang en ek sit in 'n gat en ek weet nie hoe om uit te kom nie. En daarna kom het by my uit dat die Here begin met my te praat om te sê vir die persoon, jy sal neerkom. En ek begin met hierdie persoon te praat en terwyl ek besig is om daar te praat, sê ek vra, weet jy wat, die oomblik wanneer jy op die punt kom waar jy kan oorgee, die oomblik wanneer dit kom, wanneer jy nie meer in beheer is nie, maar God in beheer is, kan ek jy die waarborg gee, jy sal nie neerkom. Jy sien hierdie my nogal geweldig laat dink, en daarmee kom ek by die Israeliete wat op 'n stadium weggetrek het in Egipte land en voor 'n see te staan kom, en die oomblik toe hulle voor hierdie see kom, toe weet hulle nie wat hulle gaan doen nie, want van agteraf kom die Egiptenare en is besig om nader te kom, wil hulle doodmaak, op die kante lê die berge, maar voor hulle lê 'n see. Kan ek net maar vanaand vir jou sê, dis wanneer jy in 'n hoek is, dis wanneer jy voel, jy weet nie hoe jy gaan neerkom nie, wat jy altyd hierdie woorde moet onthou, ek sal hier neerkom. Hoekom? Want God sê in sy woord, ek sal jou nooit ook met jou kragte laat versoek of beproef nie. Hy weet waartoe jy in staat is. Hy weet vanaf wat in jou lewe aan die gang is. En dis baie kere wanneer ek voel, ek weet nie wat ek gaan doen nie, dat ek moet kyk, ek is omsingel deur mense. Het is nogal snaaks dat, toe ek hier die gedeelte lees, te sien ek dat hier diezelfde vuurkolom, wat in die nacht boor hulle getrek het, sodat hulle in die nacht kon trek, dat daar lig en hitte kan wees in die woestyn, is precies diezelfde vuurkolom, wat achter hulle 'n skeiding gaan maak, en dat die Egiptenare nie kan deurkom na hulle kant toe nie. Nou, ek wil dit vanaand verstaan, want hierdie het my laat dink, dat God sê, ek sal jou nie deur 'n rivier moet gaan, en hy sal jou nie oorstroom nie, en ek sal nie dat jy deur 'n vuur gaan, en jy sal gesproei word nie, en daarmee kom ek by my op, hierdie manne is vasgevang in tussen vuur en water. En dit laat my daarom toe dink, ek wonder, wat is God se plan? Jy sien, ek wil dit vanaand verstaan, God kon hier die vuur gevat het, en net so oor die Egiptenare geveet, en hulle was allemaal dood, maar dit was nie sy plan nie. Jy sien, hy wou vir sy kinders wys, dat hulle is geroep om deur te gaan op plekke
ander nie kan deurgaan nie. Ek wil nie dit vanaand hoor, want daar is sekere omstandighede wat in ons lewens oppop, wat ons baie keer as ons aan die ander kant uitkom en sê, ek weet nie hoe ek dit gemaak het nie, maar ek kan vir jou sê, ek is daar nie. Ek kan vanaand vir jou sê, ek weet vanaand verseker, dat God sê in sy woord, hy sal my nie begewe nie, hy sal my nie verlaat nie, hy is by my, tot aan die volleinding van die aarde toe, en dadelik begin hierdie vir my meer sin te maak, want dis wanneer ek in omstandighede is wanneer ek daar staan, en die water lê voor my, dat ek moet besef, ek moet eers wag, om te hoor, wat God se plan. Jy sien nie net my dat dink, want ek weet nie van jou nie, ek het al baie maal in my lewe sekere dinge gedoen, ek het baie maal in my lewe al sekere dinge probeer, en dat ek misluk, en wanneer ek misluk, dan word ek kwaad en sê, die Here het my gelos, die Here het my nie gelos nie, ek het nie geluister wat sy plan. Dis baie keer belangriker om te luister wat God se stem is, dis baie keer belangriker om te hoor wat hy sê, as wat dit is, om te hoor wat die volgende nuus berig sê. Jy sien, ons is so geneig om te luister na ander mense se stemme, in plaas van om te luister na God se stem. Jy sien, dis wanneer God met jou praat. En ek het hierdie ding al geleer, en baie keer wanneer God met my praat, wanneer God in my binneste praat, moet ek verstaan, al voel dit vir my ek is vasgevang, al voel dit vir my daar is geen uitkomst nie, al voel dit vir my, ek weet nie wat ek gaan maak nie, kan ek net luister na sy stem. Kan ek het maar vanavond vir jou sê, weet wat is die amazingste van alles? Hy sê vir Moses, vat jou stap, slaan die water, jy ook in die water slaap, dan gaan die water op, weet wat is die woorde wat eindelijk moet volg my, want hy sê, ek sal jou nie alleen laat nie, ek sal jou nie los, dat wanneer jy deur strome gaan, dat het naby jou kom nie, ek is by jou, ek is langs jou, ek is met jou, tot aan die volleinding van hierdie wêreld toe. Dis wanneer ek in omstandighede is, dat ek moet besef, God is by my. Dis snaaks wat God ver voel, wanneer het zwaar gaan. En in die meantime, is hy by my. Kan ek vir jou sê waar die fout opgekom het? My hart het gedistanceer van God af. Nie God nie. En toe keer gaan sit en kyk, toe dink ek by myself, hy sê, al kom weer riviere, die water sal nie oorspoel nie. Ek wil iemand vanavond hoor, ek dien nie net die God dat riviere kan oopkloop, dat hulle daar deur kan stap nie, dit het gebeur. Ons het gesien met Elia, ons het gesien met Elisa, die Jordaan het opgekloof, en daar neergestaan droogvoets. Ons het gesien dat die Jordaan het opgespat, die oomblik toe Josua gegaan het, en die priesters wat instap het, want op 'n sekere punt toe die water begin opdam, en die hele volk het daar neergeloop droogvoets. Ek wil hê moet dit hoor vanaand, want ek wil hê moet verstaan, dis nie net riviere wat God kan vanaand oopmaak nie, maar hy kan vanaand jou omstandighede oopmaak. Is nie vanaand net die see wat God kan oopmaak nie, hy kan jou omstandighede vir jou oopmaak. Hy kan vanaand vir jou pad maak deur die woestyn. Hy kan vanaand vir jou pad maak deur die riviere. Hy kan vanaand vir jou pad maak deur die vuur, en daar is niks wat hom kan keer om dit vanaand vir jou te doen. Dis wanneer ek begin deurstap, dis wanneer ek begin sê, ek vertrou nie meer op mens nie, my vertroue is in die Here. Kan ek het vanaand vir jou sê, een man se geloof. Moses se geloof om te doen wat God sê, het die hele volk laat gedaan. So maar van praat jy, waar die water slaan, en het skeur oop. Dan ek weer het gegaan en gesê, wel, ek wil net seker dat ek kom terug nie. Jy weet, ek net, kom kyk net as ek so begin staan, blijf het hoor vanavond. Want weet jy wat? Dis wanneer ek en jy, en dit beleef vir ons lewe, is wanneer ek en jy, wat wonderwerk beleef is, wanneer ek en jy op 'n plek kom, waar ons sien wat God doen. Ons geloof is bietjie min. Pastoor, wat vir die Egiptenare, hulle moet maar wag.
Want God sê, hy is met ons. Kan ek net maar vanaand vir jou sê, ek sien dit nie, wat die vuur van achter wat hulle beskerm het, hulle gelos het nie, maar ek dink hy het so voor hulle uitgegaan in die see. En dis my opinie. Want daar was scheiding tussen hulle en die Egyptenare. En eers toe hulle allemaal deur is, nou 2 tot 6 miljoen Jode deur die see te kry is nie 'n uur se loop nie. Daar's die tyd wat daar gespandeer moet word. Hulle moet 'n bietjie loop. En dan moet hulle die beeste aanjaag en dan moet hulle die dinge sê, los die visse uit, kom ons loop, kom ons gaan verder. Hulle moet vir hulle sê, los hulle, ons is besig om deur te beweeg op genade grond. Ek neem dit hoor vanavond. Ek en jy is vanavond besig om genade grond te betree, wat God vir my en jou deur wil oopmaak. Hy wil vir ons see skei. Hy wil ons op plekke deurvat, wat ander mense nie weet hoe hulle gaan deurkom nie. Ek en jy sal deurstap, sonder dat een vlam aan ons raak. Paul was nie verstok. Het jy hierdie gesien wat hierbij is? Ek kan aan die vissermanne hoor. Wauw. Eerste aquarium wat opgemaak is, was by die see. Eerste keer, toe hulle voete daar op grond sit. Eerste keer toe hulle daar begin deur beweeg en dinge begin verander. Ek leer dit oor vanavond, is wanneer jy jou voete op grond sit, wat niemand nog ooit opgetrap het nie, dat God sê, ek berei veel nuwe dinge voor. Ek gaan jou na nuwe hoogtes toe vat. Ek gaan jou na nuwe plekke toe vat, waar mense vrees om te wees. Dis die plekke wat God vir my en jou voorberei om op te loop, sonder om te twyfel, want ek weet verseker, hy is met my. Jy sien, is wanneer ons water betree, dat mense wat swem baie vreesagtig raak, wat nie kan swem nie, baie vreesagtig raak. Nou dat het ou gepraat en sê, nee, ek kan nie swem nie. Sê hoekom nie te sê, dat my maat gesê, ek mag nie van swem tot ek kan swem nie. So, jy bly maar in die water uit. Kan ek het vanavond vir jou sê, baie keer is ons voorgangers of die mense om ons die rede, dat ons vrees in ons hart het, vir dit wat God vir ons wil doen. Jy sien, is wanneer die pad oopgaan, en wanneer jou ore begin oopgaan, en jy hoor net hoe begin die perdekarre te kreun, en jy hoor hoe die bokke, die skape en die beeste begin loop. Ek dink dit is nog een kunstmodelle dan weer. Ek het al 'n paar keer beeste gevang, ek dink dat deur 'n dip sit of deur 'n druk gaan, dis moeilik. Dis nie maklik nie, maar as jy die eerste skaap deur, dan gaan die ander deur, so dis maklik. So die gewone mense is maklik. Een skaap deur, dan gaan almal deur. Maar die beeste raak bietjie moeilik. Maar hulle kan nie omdraai nie, want daar's 'n vuur wat agter hulle is. Daar's iets wat hulle van agteraf bietjie warm maak, en daar's iets wat voor lê. Kan ek dit vanavond vir jou sê, is wanneer jy jou oë gaan optel, dat jy gaan begin sien, jou uitkoms lê voor die deur. Is wanneer jy jou oë optel, al lyk dit rondom jou, of dit onmoontlik is, maar as jy vorentoe kyk, kan jy een ding verseker weet, God het reeds vir jou die weg voorberei, want Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die ewige lewe, en niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Sin. Sometimes we have to walk by faith and not by sight. Ek het eendag op 'n plek uitgeklim met die kapelaansdiens. En toe uitklim, toe sit ons by 'n polismandjie wat raak geskiet is in 'n rooftog. En toe ek so agter die kar instap om vir hom 'n gebed te doen, net ek en die paramedics is daar te klap die skoot in die paramedics kar. Toe skiet op ons. En dadelik kom het op my hart en jy loop op plekke in waar mense nie eens wacht om te loop nie. Maar jy
sien, ek het iets begin agterkom. As ek dinge moet begin vrees in die woord van die Here, dan dit wat ek vrees sal oor my kom. Maar as ek begin spontaan sê, ek vertrou in die Here, ongeag wat, kan ek jou nie waarborg gee, niks sal my oorspoel of my skroei nie. Ek sien, ons loop baie keer op plekke wat ander nie bereid is om op te loop nie. Ek wil die storie begin klaarmaak. Want jy sien, die oomblik toe hulle deur die water begin gaan, en aan die ander kant begin uitstap, toe begin hulle, ouens, dink jy ons moet vlug? Dink jy ons moet begin hardloop? Dink jy ons moet iets doen, want die Egyptenaar is agter ons. Nothing is holding them back anymore. Ek wil net iets vanaand hoor. Die plekke wat God vir my en jou voorberei het om te loop, is nie vir ander bedoel nie. Die plekke, die dinge wat in jou lewe gebeur, het God nie vir ander bedoel nie, het vir jou bedoel. Hoekom? Want hy weet, as jy net gaan vertrou, kan jy hier deurstap. As jy net jou oog op hom kan hou, kan jy hier deurstap. Pastoor, wat van die ander wat my volg? Wat van die ander wat my wil dood hê? Wat van hulle wat agter my aangaan? Moenie opkyk nie, sê die Here. Ek spesifiek met hulle. Jy sien, toe die laaste, die Israelietse voet deur die water gaan, toe sê hy vir Moses, kap jy staf hier aan die grond. Maak jy seer toe. Was die Egyptenaar is binne in die water. Kan ek het vanaand vir jou sê, as jy God se kind is, sal God water vir jou oopmaak. Sal God vuur vir jou rustig maak. So waarvan praat jy? Sadrag, Mesach en Abednego loop in die vuurwind en die soldate wat hulle invat brand dood. Wat gebeur met Sadrag, Mesach en Abednego toe hulle uitstap? En hulle die vierde man in die vuurwind gesien toe, wat is hy? Ja, is oomhou. Krijg jy het oomhou gebruik om te was. Hoekom, want eers die reuk van die vuur kon vasthou aan dit wat God verordeneer het. Nothing can grab a hold of those who follow him wherever he goes. Ek wil net vanaand hoor. Want ek het hierdie week gehoor dat as mense wat sê, as ons net hier kan deurkom. Ek het mense gehoor wat sê, wonder of God nie van ons wil wegvat nie. Nee, hy wil nie. Hy wil nie vir jou die siel maak. He wants to show you he's able. Hy wil vir jou pad oopmaak by jou werk, hy wil vir jou pad oopmaak in jou bediening, hy wil vir jou pad oopmaak op plekke waar jy voel is vastgevang en omring. Ek wil net gou vir my gunstens kyk vir die ou langs en sê vir hom, jy gaan nie neerkom. Ek weet nie wat in jou lewe aan die gang is, maar jy gaan nie neerkom. Ek besef dat jou omstandighede lyk dalk vir jou so groot, dat jy dink, dis onmoontlik, maar jy gaan nie neerkom. Want God is 'n waarmaker van sy woord. Hy sal gaan nie deur die water, is dit by jou, oh man, ek love it. En deur die riviere, dan sal jy nie verstoor nie. En as jy deur die vuur gaan, sal ek jy nie skroei nie. Kan ek het maar vir jou sê,
hy sê nie ek gaan saam met jou daar nie, het jy dit gesê nie. Toe hy deur die rivier gaan te sê, ek is met jou, maar hy het nie gesê nie, in die vuur nie, hoekom? Kan ek vir jou sê hoekom? Want hy het in die binnekant ontmoet. Hy het nie saam met hulle begin stap om te kyk of hulle gaan nie. Die oomblik toe hulle instap het hulle al reeds binnekant gekry. Dit vat partykeer geloof. Dit vat partykeer iets meers. As om net te sê, ek weet wat is in staat. Partykeer moet jy nader stap. Kyk hoe die mense om jou begin seer kry. So waarvan praat jy? Hierdie vuur was nie vir hulle bedoel om deur te gaan nie. Maar vir my is het bedoel om deur te gaan. I need to get through this. Ek moet hierdeur gaan. Elke oor verbuig en elke oor gesluit. Maar iemand moet rondkijk en sê vanavond sit en sê, Here, ek moet vanavond hierdeur. Jy weet wat jou omstandighede is. Jy weet wat jou bekommernis, jy weet wat jou vrees is. Jy weet vanavond precies wat in jou lewe aan die gang is. Maar jy wil vanavond op die plek om by jy sê, ek moet hierdeur. I have to get through this. Ek moet hierdeur. As jy vanavond voel, jy moet hierdeur, steek op die hand na God, ek wil saam met jou bid. Dankie vir die handen wat recht oor die gehoor opgaan. As jou hand opgesteek, staan saam op, gaan saam met jou bid vanavond. Halleluja. Ek is so blij, ek hoef nie te vrees nie. Want die woord van die Here sê in 1 Timotheus 1:7, God gee my die gees van vreesachtigheid nie, maar een van liefde, van krag, van selfbeheersing. Ja, dit is wanneer die rivier of die see voor ons opgaan, dat vrees moet verdwyn. Ek wil vanavond bid vir elke persoon wat op sy voete staan, Here. Want U sê, ek sal vir jou die riviere oopmaak. Die water sal jou nie oorspoel nie. You walking on ground that no one has ever stepped on before. Ek weet nie van jou vanavond die waar wil aanhoud. Ek wil plekke beweeg wat God vir my voorbereid. Want weet wat? Waar ek loop kan my vyand nie volg nie. Here, en ek wil vanavond bid en vraag, maak toe die water oor my vyande. Verspoel hulle vanavond, Here. Laat hulle verdrink. Hoekom sê ek het vanavond, Here? Want hulle wat my haat U. Here, ek wil vanavond bid en vraag, dat U vanavond sal kom in U krag, in U majesteit, in U sterkte. Kom beweeg voor ons. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil sit lekker neer. Terwyl die musiekspaan voorkom, en die laaste gedagte met jou deel. Dis partykeer moeilik. Dis partykeer moeilik om ander te kry om jou te glo. Jy sien, ek dink toe hulle vastgekeer staan, was daar dadelijk murmurering. Jy sien, ons was geblei in Egypte. Dadelijk het het na Moses toe gegaan en sê, jy sien, jy, is dit nie ons as mensens nie.
Wanneer dinge nie gaan soos wat ons wil hê nie, dan soek ons iemand om te blameer. It's amazing. As iemand doodgaan in die hospitaal en sê, ja, my dokter. Is reg so? As dinge nie gaan soos wat ons wil hê nie, dan soek ons iemand om te blameer. En terwyl ek hier aan sit en dink ek by myself, ek wonder wat het hulle gesê toe die see begin opskryf. Kan ek vanavond vir jou sê, ek dink as hierdie lied geskryf was, sou hulle gesê het, my God is an awesome God. And He reigns from heaven above. Weet jy hoekom? Want wanneer die onmoontlike dinge in jou lewe begin gebeur, en jy sien jou plekke beweeg waar ander nog nie was nie, en ek jy moet weet, God het 'n belofte gemaak vir Abraham en gesê, elke plek waar jy jou voet neersit, is joune. So ver as wat jy sien, is joune. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil my geestelike lewe begin loop. Ek wil dinge begin sien, wat ander nie sien. Al beteken dit, ek moet my vlees agterlos. Al beteken dit, ek moet my vleeslike wees, vergeertes en goed agter my los. Ek wil deurgaan, sodat God sy volmaak doen, om my lewe kan bereik. In Jesus naam.